Goeiedag en welkom by ons Sondagdiens. Net hier vanuit Volle Kerk Lewende Woord Gemeente in Perm. Ons is dankbaar dat jy ingeskakel is om saam met ons die woord van God te verken. En soos altyd vra ons vandag, wat sê die woord van God vir ons in hierdie dag? In 'n wêreld vol onsekerheid en onrus, vra mense reg oor die wêreld, wat gaan aan? Is ons regtig in die eindtye? En wat beteken dit vir my geloof en my toekoms? So, ek het opwindende nuus. My boek, Hoe om te navigeer deur die eindtyd, is nou landwyd beskikbaar by al die toonaangewende boekwinkels, soos Exclusive Books, Bargain Books, P&A, Wordsworth en vele meer. Met meer as 360 vrae en antwoorde bied hierdie boek Bybelse insig oor kwessies soos die konflik in die Midde-Ooste, is dit profeties? Is die Israel van vandag dieselfde as die Israel van die Bybel? En watter eindtyd profeseë sien ons vandag reg voor ons oë afspeel? Gaan kry vandag jou kopie of vra jou boekwinkel om dit vir jou te bestel. Dit sal binne enkele dae op jou rak wees. En as jy Engels verkies, goeie nuus. Ons Engelse weergawe van die boek How to Navigate to the End Times is nou ook beskikbaar landwyd. En ons het ook 'n Engelse YouTube-program genaamd Did You Know op ons nuwe Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings. Elke donderdag aand om 7:00 gesels ons daaroor Bybelse waarhede soos wat sê die skrif oor die eindtye, die Israel-Palestynse konflik en die geestelike betekenis van wêreldgebeure. So teken gerus in op ons Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings en wees deel van hierdie kragtige reis deur die eindtyd profeseë. Maar nou, laat ons stil raak, ons harte oopmaak en ontvang die woord van God. Wees geseën. So vriende, ons is besig nou met 'n reeks uit die boek Klaagliedere uit. Kan jy dit glo? Klaagliedere. Dit laat my dink, en ek kan nie help om dit te dink nie. Ek wonder wat 'n verleentheid gaan dit wees vir jou en vir my, as jy in die hemel kom, en van die Bybelprofete sit met jou onder 'n boom en gesels, en hy vra vir jou, wat dink jy van wat ek geskryf het? En jy kan nie eens vir hom sê jy het dit gelees nie. Ek bedoel, jy kan nie eens met hom 'n gesprek daaroor voer nie. En dis die woord van God, dis die Bybel. So vriende, ek moet myself altyd voortdurend herinner, ek moet my hele Bybel lees. Want ek bedoel, die dag gaan kom wat jy Jeremia ontmoet. Het jy dit geweet? Dan gaan 'n dag aanbreek in die ewigheid wat jy voor die profeet Jeremia gaan staan. En dan gaan hy vir jou sê, en het jy gelees die 2 briewe wat ek geskryf het, die 2 boeke, en wat gaan jy dan sê? En dan vir hom sê, wel, jy weet, ek weet daar was so 'n boek in die Bybel, en nou, ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie so onverantwoordelik met die Bybel omgaan nie. En dit was nogal vir my 'n baie groot toets om te sien, sal ek op 'n Sondag aand van alle tye preek uit die boek Klaagliedere uit. Maar nou moet ek sê, hoe meer ek daaroor praat, hoe meer opgewonde raak ek. En nou het ek mense wat my kontak en sê, genade pastoor, ons geniet dit nou verskriklik, dat jy met ons oor hierdie boek praat, wat niemand nog ooit met ons oor gepraat het nie. En soos ek tereg gesê, toe ek begin het 'n paar weke terug, die enigste teks wat mense gewoonlik weet, uit Klaagliedere van Jeremia, as ek nou vir jou moet vra, geef my net 'n teks. Enige teks uit die boek Klaagliedere uit. En die meeste Christene gaan vasval. Maar dan is daar nou so 'n paar, hulle sê vir my, ja, as ons nou gaan kyk hierso in Klaagliedere, en dit is nou hoofstuk 3, dan staan daar, en dis nou vers 22 en 23. Dit is maar net die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid ken geen einde nie. Hulle is elke môre nuut, die trou is groot. Ons almal ken daai Engelse spreekwoord wat sê uit die woord uit hier, dat sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Maar nou lees ons, as ons hierby kom, ons lees die Engelse een, and it is new every morning. Onthou jy daai woorde, ons sing die liedere, dat sy goedertierenheid is, it is new every morning. En dis die teks uit Klaagliedere uit, maar dis omtrent die enigste wat mense onthou
as ek vir hulle vra, gee my net 'n teks uit die boek Klaagliedere wat jy kan onthou, dan sal sommige kinders van die Here vir my sê, nee, hulle onthou daai een en dis ook die enigste wat hulle onthou. So wat ek graag wil doen, en ons het nou begin, ek kan dit nou nie weer van vooraf doen, as jy het nog nie gesien het, gaan kyk toe maar weer waar ons begin het met die reeks. Maar ek is nou by hoofstuk 1, vers 12 tot 22. So kom ons lees saam. Raak dit julle nie, julle almal wat met die pad verbygaan. Aanskou en kyk of daar 'n smart is soos my smart, wat my aangedoen is, waarmee die Here my bedroef het op die dag van sy torengloed. Uit die hoogte het hy vuur gestuur in my gebeente en dit oorweldig. Hy het 'n net voor my voete uitgesprei. Hy het my agteruit laat wyk. Hy het my woes gemaak, die hele dag elendig. Die juk van my oortreding is vasgebind deur sy hand. Hulle is saamgevleg. Hulle het op my nek gekom. Dit het my krag laat struikel. Die Here het my oorgegee in die hande van een teen wie ek geen teestand kan bied nie. Die Here het al my magtiges binne in my verwerp. Hy het met my 'n feestyd uitgeroep om my jong manne te verbreek. Die Here het die parskuip getrap vir die jonkvrou, die dogter van Juda. Daarom ween ek, my oog loop af in water, want ver van my is die trooster wat my verkoop. My kinders is verbuister, omdat die vyand die oorhand het. Sion brei haar hande uit, sy het geen trooster nie. Die Here het die wat rondom hom was, teen Jakob ontbied as sy teestanders. Jerusalem het in hom midde 'n voorwerp van afskuw geword. Regverdig is hy, die Here, want ek was teen sy mond wederstrewig. Hoor tog, alle volke, en aanskou my smart. My jonkvroue en my jongmanne het in gevangenskap gegaan. Ek het geroep na my liefhebbers, hulle het my in die steek gelaat. My priesters en my oudstes het in die stad beswyk, toe hulle voedsel vir hulle gesoek het om hulle self te verkoop. Aanskou, Here, hoe benoud ek is. My ingewande is in beroering, my hart draai om in my binneste, want ek was baie wederstrewig. Buitekant het die swaard berowe, binnekant is dit soos die pes. Hulle hoor dat ek sug, ek het geen trooster nie. Al my vyande hoor van my onheil. Hulle is bly dat u dit gedoen het. U laat die dag kom wat u uitgeroep het, dat hulle kan wees soos ek, dat al hulle boosheid voor u aangesig kom, en doen aan hulle soos u aan my gedoen het, vanweë al my oortredinge, want my versigtinge is baie, en my hart is krank. Dis 'n vreeslike treurmare, want Jeremia treur oor Jerusalem, wat verwoes is. En daar word vertel dat hy buitekant die noordelike muur gesit het, toe hy geween het, en sy hart uitgestort het voor die Here. Nou, ek wil met jou praat in hierdie gedeelte, oor kyk wat het die Here gedoen. Want die vorige gedeelte eindig mos, aanskou en merk, dat ek 'n veragtig geword het, aanskou Here, en dan sê, raak dit julle nie, wat het gebeur, en dan vertel hy, hoe die Here hom bedroef het, hoe die Here vuur gestuur het, hoe die Here net uitgesprei het, hoe die Here hom agteruit wyk het. So die hoofgedagte hier by hom is, maar kyk wat het die Here gedoen. En natuurlik ook, maar wat het die mense gedoen? Kyk wat het die Here gedoen en kyk wat het die mense gedoen. Nou vriende, in baie gevalle, ek wil dit nou ronduit vir jou sê, word die Here selfs tot vandag toe van baie dinge beskuldig wat hy nie gedoen het nie. Baie mense is baie gou om blaam voor die Here te plaas. Wanneer iets gebeur, onverwags, iets skokkend of verskriklik met jou of jou familie of mense wat jy ken, of dit lyk net vir jou onaanvaarbaar. En dan sal baie keer, jy sal hoor mense maak die stelling, hoekom het die Here dit gedoen? Of hoekom het die Here dit toegelaat? Mense praat so. Wanneer dit baie keer absoluut niks met die Here te doen het nie, dan word dit nog steeds voor sy deur gelê. Nou, in hierdie geval, wat het die Here gedoen? En wat het die mense gedoen? Want onthou in vers 5 van Klaagliedere 1, ons was mos nou daar 'n paar weke gelede, waar ons gelees het,
dat die Here het haar droefheid aangedoen. Ander woorde, hierdie is bietjie iets anders. Hierdie is 'n ingryping van God. Wanneer God besluit om in jou lewe in te gryp en iets te doen. Wanneer God besluit om in 'n volk se lewe in te gryp of in 'n stad en die Here gaan nou iets daar doen. Jy sal sien in vers 8 sê hulle Jerusalem het swaar gesondig. Wel ek bedoel, dis hoekom die Here ingegryp het. Dis hoekom die Here iets gedoen het. Hier staan dit, Jerusalem het swaar gesondig, of soos wat jy in vers 18 sien, regverdig is hy die Here. So al word die vraag gevra, Here, waarom het U dit gedoen? Kyk wat het U gedoen, U dit toegelaat, en dan word daar tog gesê, maar die Here is regverdig. Want soms gryp die Here direk in 'n mens se lewe, en dan wil ek sê, eerstens, dat dis presies dit wat met Jerusalem gebeur het. En nou leer ons mos uit 1 Korintiërs 10, dat ons moet gaan in die Ou Testament, en dan moet ons gaan leer hoe die Here gehandel het, en hoe die Here met mense gewerk het, sodat ons kan verstaan hoe God baie keer met ons handel, en die Here baie keer met my en jou werk. So hier is nou die ding, dat wat Jerusalem betref, dis 'n desperate situasie. Dis absoluut desperaat. En hoe verder ons in die boek gaan, hoe erger raak dit. En want hy sê in vers 11, want laas het dit mos geëindig in vers 11, aanskou Here en merk wat aangaan. Maar nou kom ons hier by vers 12, en hy sê, ons nou by die tweede gedeelte van die hoofstuk, raak dit julle nie, gee julle nie om, as julle sien wat het gebeur nie, raak dit julle nie, julle wat almal wat by die pad verbygaan. As julle verbyloop en julle sien in wat se toestand is Jerusalem. So Jerusalem roep uit na almal om haar, en dis like, sy sê, kyk wat het die Here gedoen, maar kyk ook wat het die mense gedoen. So kom ons gaan kyk eers. Kyk wat het die Here gedoen. Nou wil ek jou aandag op iets vestig. Ek het dit toe nou gedoen. Ek het 'n pen gevat. Toe ek elke keer van vers 12 tot vers 18 waar hy sê die Here of hy of dit was sy hand, het ek dit nou omkring. En toe ontdek ek die volgende. Wat Jeremia sê is, hy sê, en kyk 'n bietjie hoeveel keer verskyn die naam van die Here, of dat hy praat van hy, wat hy gedoen het, of hom, of sy hand, wat hy ook al gedoen het. Luister nou mooi, kyk wat doen hy. Hy sê daar in vers 12, die Here het my bedroef op die dag van sy torengloed. Aan die ander woorde, die Here was ongelukkig oor wat gebeur het hier in die stad, wat in die stad Jerusalem gebeur het. Dis die Here. Uit die hoogte het hy vuur gestuur en my gebeente. Hy het 'n net voor my voete uitgesprei. Hy het my agteruit laat wyk. Hy het my woes gemaak. Ek is vasgebind my oortredinge deur sy hand. Die Here het my oorgegee in die hande van ander. Die Here het al my magtiges binne in my verwerp. Hy het 'n feestyd teen my uitgeroep. Die Here het die parskuip getrap vir die jonkvrou. En in vers 17, die Here het die wat rondom hom was teen Jakob ontbied as sy teestanders. Nou sê vers 18, regverdig is hy die Here. So telke male sê hy presies wat die Here gedoen het. Hy sê dis die Here wat dit gedoen het. So as 'n mens dit begin ontleed, dan ontdek jy die volgende. En dis nou die tweede ding, behalwe dat ons sê wat het die Here gedoen, op 'n merkwaardige wyse het die Here lyding toegelaat. So soms sal God in mense se lewe lyding toelaat. En dis wat ons hier leer. Dit sê vir ons, dis een manier hoe God met 'n mens kan handel. Want hy sê in vers 12, op die dag van sy torengloed. Op die dag van sy torengloed. So daar het 'n ongeëwenaarde lyding gekom oor Israel en Juda toe die Here toornig oor hulle was. Hoekom was die Here toornig oor hulle? Want God is 'n heilige God en vreeslik moet dit wees om in sy hande te val as jy aan sy verkeerde kant is. Nou die Nuwe Testament is baie duidelik daaroor in die boek Hebreërs, hoofstuk 10 vers 31, sê die skryf van die boek Hebreërs, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. So vriende, ons kan nie net praat oor Jesus meek and mild, God het ook 'n ander sy. En ons sing van sy liefde, en ons praat van die goedheid van die Here, maar God het ook in sy regverdigheid 'n ander sy. Hy is nie net 'n liefdevolle God nie, hy's 'n regverdige God.
en as dit nodig is, gaan die Here straf. En hier staan dit moet vreeslik wees om te val in die hande van 'n lewende God. Dit moet iets verskrikliks wees, want dit staan in Hebreërs 11 vers 29, onthou julle toe Israel deur die Skelfsee gegaan het, toe probeer die Egiptenaars mos dieselfde doen. En daar staan, terwyl die Egiptenaars toe hulle dit probeer het, verdrink het, die Here het hulle almal laat verdrink, al die Egiptenaar, al hulle leers, Farao en het almal verdrink in die Skelfsee. Die Here het op een slag, die Here 'n hele volk se leermag, in een oomblik het God hulle almal verwoes. Almal, binne in die see. Toe hulle het gedink het, hulle trek agter Israel, deur die see, tussen die twee mure van water, en toe hulle halfpad in die see is, toe laat die Here die muur toemaak, en die twee strome kom, twee kante kom na mekaar toe, en almal verdrink in die Skelfsee. Hulle het daar almal dood, en hulle lyke daar gelê, en hulle daar gedryf, hulle is almal dood. Nou, die Bybel is baie duidelik, dat in die Nuwe Testament, dis nie net in die Ou Testament wanneer God so iets doen nie, want ek sien in 2 Tessalonisense 1, dat as jy aan die evangelie van die Here ongehoorsaam is, wag daar vir jou straf. Hier staan, letterlik, in vuur en vlam. Hoor wat ek nou, jy so gedink het, dis nou net Ou Testament, hier is in die Nuwe Testament, 2 Tessalonisense 1 vers 8, wanneer hy wraak uitoefen, net soos wat God in die Ou Testament wraak uitgeoefen het, so daar is 'n dag van God se wraak, wanneer hy wraak uitoefen, op die wat God nie ken nie, wat op die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam was nie. So daar staan, God gaan sy wraak eendag uitgiet op mense wat die goeie evangelie vertrap het onder hulle voete, wat het geminag het, wat Jesus verwerp het, wat sy kruisdood afgelag het, en die Seun van God gehoon het en bespot het. Hier staan, die Here, wanneer hy kom, sal hy kom met vuur en vlam. En hy sal wraak uitoefen op hulle. Hier is ons by die ander kant van God. Hulle sal as straf ondergaan. God gaan alle mense wat aan die evangelie ongehoorsaam is, hy gaan hulle straf. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf. Ewig in die hel. Dis hulle straf. Hulle sal vir ewig brand in die hel. 'n Ewige straf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Geen Shekinah glorie vir hulle nie. Geen liefde en vrede in God wat goedhartig is nie. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges. So vriende, wat ons sien, wat gebeur het met Jerusalem, sien ons in die Nuwe Testament, gaan gebeur met hulle, wat die evangelie tot hulle beskikking gehad het, en dit net afgelag het en dit verwerp het. Nou, wat Jesus betref, ek bedoel, Jeremia ween, hy is nie die enigste een wat ween nie, ek bedoel, Jesus het ook geween oor spesifiek Jerusalem, ons sien dit hier in Lukas 19, maar terwyl Jesus ween, hy stort trane, want hy weet hulle gaan hom nou kruisig, en terwyl Jesus trane stort, hy het soveel rou in sy hart, dat dit hom tot trane dryf, want hy voel vir hierdie stad, hy voel vir die tempel, die huis van die Here, van sy Vader, hy voel vir hierdie mense, hy voel vir die volk Israel, maar hulle hou hulle so hard, hulle hou hulle so weerbarstig, hulle so rebels. Nou lees ons, hy sê, toe Jesus naby die stad kom, en hy sien die stad, wat beteken, hy het oor die Olyfberg van Betanië gekom, en as jy so oor die Olyfberg kom, dan sien jy ou Jerusalem hier reg voor jou lê, en soos wat Jesus oorkom, en die Bybel sê, toe hy die stad sien, iets hier binnekant in hom, het net gebeur, die stad staan, en hy daaroor geween. Hy het begin huil. En hy sê, as jy, hy praat met Jerusalem, as jy tog maar geweet het, as jy net verstaan het, ook in hierdie dag van jou, vandag, jou koning is hier, maar julle wil niks van my weet nie.
As jy net verstaan het, dinge wat tot jou vrede dien. Ek kan vir julle vrede bring, maar nou is dit vir jou oë bedek, want julle is blind. Julle is geestelik blind. Julle wil my nie aanvaar nie. Hy sê, daar gaan daar oor jou kom, onheilswoorde. Hierdie dag van vrede gaan verby. Daar gaan daar oor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou opwerp en jou omsingel. So hulle gaan om te kom by die mure, gaan hulle begin skanse bou, sodat hulle kan oorklim in jou mure, want jy sluit jou poorte. Hy sê, en dan wat sal gebeur? Hulle gaan jou insluit van alle kante. Hulle gaan oor daai muur klim. Hulle gaan binne in hierdie stad kom. En as hulle inkom, sal hulle jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. Hulle gaan jou kinders in die strate en in die grond doodslaan. Hulle sal in jou nie een klip op 'n ander laat nie. Jou huise, jou paleise, die tempel, dit gaan alles, die mure gaan afgebreek word. Hulle gaan die klippe van mekaar af wegtrek. Hy sê, nie een klip sal op 'n ander gelaat word nie. Omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Jy het dit in jou hande gehad. Jy het nou die dag van heil. Hier is nou 'n dag van vrede. Maar jy's blind. Jy sien nie. Jy wil nie aanvaar nie. Hoe verskriklik. So vir Jerusalem, en ek bedoel, dit sê al nie, want onthou, dit was voor hom gekruisig het. Maar op pad na Golgotha toe, op die Via Dolorosa, nadat hom nou nog gevangene geneem het, en hom gemartel het, en hulle hom geslaan het, en 'n doringkroon op sy hoof gesit het, en hom bespot het, gee hulle vir hom 'n deel van die kruis om te dra, en terwyl hy met daai kruis worstel, is daar vrouens wat ween langs die pad, en hulle staan en huil, oor wat hulle sien hulle met Jesus doen, en hy sê vir hulle, moenie ween oor my nie, maar ween oor wat gaan gebeur met julle en met hierdie stad. Dit is 'n vreeslike ding, as jy in Lukas 23 vers 28 wil lees, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self, en oor julle kinders, want dit gaan oor julle kom. Dit is onheilspellend. Wanneer jy huil oor wat met Jesus gebeur, en Jesus sê, moenie oor my huil nie, huil oor jouself. Want weet jy wat gaan met jou en met jou kinders gebeur eendag? Ek wil vandag sê, eerder dat ek nou huil, en my tot die Here bekeer, eerder dat ek nou my sondes bely, eerder dat ek nou na die Here keer, as wanneer ek val in die hande van 'n vreeslike God, van vuur en vlam, en wat die boodskap wat ek van sy seun gekry het, die evangelie wat ek gehoor het, ek dit minag, en ek dit as niks ag nie, en dit as niks werd ag nie, en my so besig hou met my eie lewe, om my eie nes te skrob, om vir my 'n goeie lewe uit te bytel, en ek nie agslaan op die evangelie van sy seun nie. Hoe vreeslik gaan dit wees aan die einde, wanneer ek by hom kom, wat gaan hy dan met my maak? Dis nie net dit wat Jeremia huil oor wat gebeur het met die stad, want hy sê, kyk wat het die Here gedoen, hierdie vreeslike lyding wat oor ons gekom het. Ek wil net sê, dis een ding om nou te ly in hierdie lewe, maar Jesus het gesê, moenie vrees vir hom wat nou jou liggaam kan doodmaak nie. Vrees hom, wat nadat jy gesterf het, hy jou siel in die hel kan werk, en jy dan in die hande val van 'n lewende God. So, wat my tref is, die Here laat toe, dat sy volk al hierdie misnoë ervaar en beleef. Dis wat ek hier sien in klaagliedere. En in vers 13 van hoofstuk 1 staan daar, uit die hoogte het hy vuur gestuur en my gebeente, hy het 'n net voor my uitgesprei. So die feit dat hy sê,
my oordeel kom uit die hoogte uit. Ander woorde, wat Jeremia sê, hierdie oordeel kom van bo af, uit die hoogte, kom uit die hemel uit. Dis God wat oordeel. Dis nie net sommer iets wat gebeur het hier nie. Hy sê, die oordeel kom uit die hoogte uit. Dit kom nie net van mense nie, dis God wat toelaat en eerstens direk met hulle handel, dit kom uit die hemel uit. En dan sê hy, en hy het 'n net voor my voete uitgesprei. Ander woorde, die Here is soos 'n jagter wat sy prooi jag. Nou jy wil nie hê die Here moet jou jagter wees nie. Jy gaan nie wegkom, ek en jy nie. Ek bedoel, as hy sê die Here het 'n net voor ons uitgesprei, beteken ons gaan nie ontkom nie. Ons gaan gevang word. En wat hy nou verder sê in vers 14, dat die Here het sy volk se sondes soos 'n juk op hulle laat neerkom. Kyk wat sê in vers 14. Die juk van my oortredinge is vasgebind deur sy hand. En dit beteken, ek kan nie uit nie. Wanneer jy op die skof van 'n os daai juk vasgesit het, dan is daar nie 'n manier wat hy kan uitkom nie, hy kan maar net trek. En hy sê, die Here het die juk van my oortredinge, dat hy op my vasgemaak. In ander woorde, ek kan nie loskom nie. Maar wat so aangrypend is, het my nogal getref. Omdat ek altyd oplet, ek weet nie of jy dit ook doen nie, maar so tussen my en jou, is vir my altyd verskriklik interessant as ek die Ou Testament lees, dan ek kyk altyd na die woordspeling, hoe hulle die woord Here spel in my Bybel. En dis hoekom ek so lief is vir die ou Afrikaanse vertaling, want hy bly baie getrou aan die Hebreëse teks. En so jy sal sien, dit is die oomblik as ek my Bybel oopmaak en ek lees, dan kyk ek altyd, en ek kyk met groot insig, is die Here kleinletter gespel of hoofletter? Want ek weet, as H-E-R-E al 4 daai lettergrepe, as dit hoofletters is, dan weet ek, dis Jahwe. Dit is die verlossingsnaam van God. In ander woorde, dit is ons Vader, die naam van ons Vader, ons hemelse Vader, Jahwe. So dit praat van God in die hemel, van die verlossingsgod. Maar wanneer ek lees Here, hoofletter H, maar E-R-E kleinletter, dan weet ek dadelik, ek is by Adonai. Dit is by my instinktief. En wat aangrypend is, elke keer hier, wanneer jy lees, 14 keer, word die naam Here gebruik in die boek. En nie een keer Jahwe nie, elke keer Adonai. Why? Hoekom? Hoekom so? Jy kan gaan kyk, elke keer vers 14, hy sê, die Here het my oorgegee, vers 15, die Here, vers 15 sê, die Here, en selfs vers 18, die Here, en jy kan so deur die hele boek gaan, 14 keer, en elke keer is dit Adonai. Hoekom Adonai, en hoekom nie Jahwe nie? Dit is eintlik 'n misterie, dit is 'n verborgenheid in die boek Klaagliedere. Ek sal probeer om vir jou antwoord te gee, wil ek begin eers vir jou te sê, niemand weet presies hoekom nie. Nobody knows. Want die Here het dit nooit gesê nie, nêrens nie. So, ons het nie daai antwoord nie. Ek het nie vir jou 'n direkte antwoord nie. Wat ek wel vir jou kan sê is, in my navorsing wat ek gesien het, by skrifgeleerdes, die rede waarom Adonai gebruik word, wat daar word gepraat oor die straf van die Here en nie Jahwe nie, maar Adonai gebruik word, is heel waarskynlik vir hierdie rede. En dit is, die mense in hulle straf, wat hulle nou deurmaak, ervaar die heerskappy van God meer oor hulle as die verbondsbeloftes van God. Dis die enigste verklaring wat daar bestaan, wat ons van weet. Dink wat ek sê, hierdie mense wat hierdie vreeslike ding deurmaak, besef, God heers, God regeer,
en ons is skuldig voor die Here. Maar ons het die verbond verbreek. Ons het die wette van die Here verbreek. Ons is skuldig. In ander woorde, hulle ervaar meer God se heerskappy as sy verbondsbeloftes, want alles is dan nou vernietig. Die tempel is vernietig, die offerstelsel is vernietig, die priesters is doodgemaak. Daar is nie meer 'n altaar nie. Daar is nie meer 'n tabernakel nie. Daar is nie meer 'n ark nie. Alles is weg, alles is stikkend. Dit is vernietig. Die altaar, die see, alles wat daar was, die see met die beeste wat daar was, met die water, die komme, alles is weg. Die kandelaar, die tafel met die toonbrode, dis weg. Dis vernietig. Behalwe wat Nebukadneser weggevoer het, die res is tot niet. So klaagliedere sê nie, maar klaagliedere skep die persepsie by baie skrifgeleerdes wat baie intens kyk met die oog soos wat ek probeer kyk na klaagliedere, dat ja, die Here regeer en hy heers voorwaar en hy is in beheer, al laat hy selfs toe dat Jerusalem ten gronde gaan. Maar daar is nie nou sprake van verbondsbeloftes wat hy hou nie, want hulle het die verbond verbreek. Inteendeel, daar het 'n Nuwe Testament gekom. Hoekom dink jy het ons 'n Nuwe Testament aan die einde van die dag? Want hulle het nie gehou by die eerste nie. In Hebreërs 9 sê, as daar 'n tweede een kom, as daar 'n nuwe een kom, is die oue verby. En jy kan maar soos 'n os te kere gaan, jy kan skop en te kere gaan soos jy wil, maar jy maak jou nie los van die juk wat die Here op jou lê nie, as hy besluit om op jou juk te lê nie. Maar nou ken ek daarom ook die skrifte. In Matteus 11 vers 30 sê Jesus, my juk is sag en my las is lig. Die Here sê, wanneer ek vir jou wel 'n juk gee, ek gee vir jou sagte juk. En as ek 'n las op jou lê, dan sal dit lig wees, jy sal dit kan dra. Ek gaan jou nie vernietig nie. As ons baie keer deur iets moet gaan in ons lewe, en ons moet die juk dra, en ons moet die las dra, die Here sê, my juk is sag, en my las is lig. Jy sal dit kan dra. Jy sal deur dit kom. En dan in vers 15 en 16, die Here het al my magtiges verwerp, hy het my jong manne verbreek, hy het die parskyp getrap vir die jong vroue, die kinders is verbuister, die vyand het die oorhand. Dis eintlik 'n baie bekende beeld wat hier gebruik word, want die beeld wat hier gebruik word, is wanneer jy 'n parskyp trap. Jy weet wat dit is. Dit is 'n, byvoorbeeld dit kan wees 'n gat wat hulle in die grond maak, en dan gooi hulle al die druiwe daarin, en dan word dit getrap, trap, sodat al die sap kan uitkom, en dan word dit natuurlik nou uitgeskep daar, en word weggeneem. En dit is 'n bekende beeld in die Bybel eintlik van 'n goddelike oordeel. Want ons sien in Openbaring 14 vers 20, die Here trap die parskyp en dan loop die bloed van die mense by die slag van Armageddon 320 kilometer ver. Want hy sê die Here trap die parskyp. Dis asof Jesus al daai miljoene mense wat nou binnekort gaan kom, na die wegraping 7 jaar daarna, met die groot verdrukking in Israel gaan kom. En ek bedoel, Israel is die middelpunt van alles nou, en ek moet eintlik onthou vir julle nou iets te sê aan die einde van die diens rondom iets wat ek oor 6 weke met julle gaan praat, woensdae aande oor Jerusalem. Maar nou hier is 'n interessante ding. En dit is dat wanneer die Here uit die hemel uitkom om sy parskyp te kom trap op die aarde, gaan hy dit letterlik doen. Nie net soos wat hier met Jerusalem gebeur het in die klein mate nie. Hier is groot, want in hierdie geval sê die Bybel, die bloed van die mense wat uit daai parskyp uitkom, letterlik mense bloed. En as maar net 8 punte bloed in jou lyf op 'n gegeewe oomblik. Nou kan jy dink hoeveel bloed moet daar vloei om 320 kilometer ver te vloei. Dis amper so ver soos van hier af die amper tot in Mosselbaai. Tot aan die kant Albertina. En die hoogte van die toom van 'n perd. So jy praat van die vloer af wat jy van hierdie hoogte 320 kilometer ver. Ek bedoel, daai parskyp gaan die Here kom trap.
Dit kom nog vir hierdie mense. En kan jy dink wat gaan van al die mense word, die lyke van al die mense wat gaan sterf? En ek kan nou vir iets vertel. Elkeen van hulle, elke liewe een, was ongehoorsaam aan die evangelie. Hulle het nooit Jesus Christus as hulle saligmaker aanvaar. Dis kom hulle onder die mag van die antichrist met die 666 gaan kom om dit te doen. En nou, want Jeremia klaag, want die Here besoek sy volk met lyding. Jy kan kyk daar, wanneer hy sê, Sion, brei haar, kyk vers 17, Sion, brei haar hande uit. Nou, en daar's geen troos in, wil ek vir iets sê, wanneer brei jy jou hande uit? Wanneer doen jy dit? Wanneer jy jou hande uitbrei, dit is 'n teken van, jy bevind jou in 'n patetiese, hopelose situasie, waar jy, sal iemand my nie help nie, waar jy, ek het hulp nodig, wie gaan my help, en niemand help, niemand verleen 'n hand nie. Sion, brei haar hande uit, sal iemand my kom help? Dis 'n teken van lyding en smart, tot die uiterste toe, tot die uiterste toe. Niemand neem notisie, sal iemand notisie neem? Mense gee nie om nie, raak dit julle nie? Sal iemand my kom help? Niemand wat empatie toon nie, niemand nie, alle hoop is ontneem. Selfs Jerusalem se bure staan teen haar op. So vriende, dis die twee dinge wat ek vir jou wil wys hier, wat jy sien, waar Jeremia daar sit en klaag oor wat die Here gedoen. Dan wil ek nou net sluit met hierdie gedagte, maar hy sê, maar kyk wat het die mense gedoen. Ons sê, is dit die Here wat al hierdie goed doen? Maar hy sê in vers 18, regverdig is die Here, want ek was teen sy mond wederstrewig. In ander woorde, ek, Jerusalem, was teen die Here se mond wederstrewig. My mense, ons het nie geluister nie. Ons was nie gehoorsaam nie. En nou word gesê, God is regverdig. So ek wil vir jou sê, en daar moet ek en jy vir God gelyk gee. Ons kan God nooit blameer wat dit betref nie. Hy tree altyd regverdig op. Ek sê altyd. God verloor nooit sy eer nie. God maak nooit 'n fout nie. God is altyd regverdig. Ek sê altyd. Altyd. Hy sal nooit onregverdig optree nie. En die mense het geen rede vir hulle klaagliedere nie, vir hulle murmureringe nie, want hulle het die straf oor hulle self gebring. Jy het dit oor jouself gebring. En hulle moet erken, God is regverdig. Die mens is rebels, die mens is ongehoorsaam, die mens is ontrou, nie God nie. Ons kan nie die skuld vir hom lê nie. Jy sien, vriende, baie van God se oordeele, of kan ek ook die woord gebruik, rampe, wat soms mense tref, bring ewige voordele, alhoewel dit tydelik verskriklik rampspoedig is. Ek het gewonder hoe ek dit aan jou kan illustreer, dat die prentjie by jou kan bly, wat ek nou vir jou wil sê. Ek wil hierdie illustrasie gebruik. Daar by my huis het ons voor in die straat, het ons 'n paar koorsbome geplant. 3, om presies te wees. 2 het oorleef. Hulle staan as hoog, groot, van die vloer tot so die dak van hierop, van die kerk se plafon. Nou, in die somer, of wanneer dit nou tyd is dat die blare van die boom geel is, dan kan jy dit eintlik nie so mooi sien nie. Maar die oomblik as die blare van die boom afval, in 'n seisoen nogal, ek weet nie hoe kom hy dit doen nie, maar ons verwissel hy 2 keer 'n jaar sy blare, het ek agtergekom. Ek weet nie of ek met hom gaan praat, en met hom mooi praat, maar hy doen dit 2 keer 'n jaar. Dan is daar nou niks, dan verdwyn alles, en dan kom hy weer genadiglik, dan is dit nou weer wonderlik. Maar voëlneste wat in 'n boom is, as al die blare daar is, dan sien jy die neste nie. Dit is daar, jy kan dit nie sien nie. Maar die oomblik as die blare afval, dan sien jy daar tel ek hulle altyd, daar 1, 2, 3, 4, 5, die vinke, né? Hulle is baie lief om daar in die koorsboom, in Transvaal, in die ou Transvaal, het ons dit geken as die wit pendoringboom. Dit is 'n lang wit pendorings. So, nou is dit so, dat wanneer die blare van die boom afval, in die herfs, of wanneer wintertyd nou kom, dan kan jy duidelik al die neste sien. Dit laat my dink,
Baie mense se lewe is so voorspoedig, dit gaan so goed, hulle het al die blare is daar en al die seëning is daar in hulle lewensboom. Hulle sien nie dat in hulle eie lewe is al daai neste van rebellie en sonde en ongehoorsaamheid en die evangelie van Jesus het nie pos gevat in hulle onkunde van hulle harte. Hulle sien nie, jy kan nie jou eie neste raak sien nie. Maar wanneer die Here 'n winter bring en die herfs kom en daai blare val af, dan sien jy daar's al die neste. En dit laat my dink, 'n mens is so blind en kortsigtig. Dis so Spreuke sê, daar's 'n pad wat reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Dit wil vir my lyk dat by party mense moet die blare maar eers afval van die lewensboom deur lyding en terugslag. Partykeer moet die Here eers iemand hard terugruk tot die werklikheid van die lewe waaroor dit gaan. Dan gaan hulle oop. Dan begin hulle God soek. As dit so goed gaan, they don't need God. Dit gaan so goed. Daar's nie tyd en plek nou vir God in hulle lewe nie. Maar wanneer die verdrukking kom, wanneer dinge skeefloop en hulle wiele kom af, hulle het nou God klaar geblameer en nou gaan soek hulle sy aangesig, hulle roep tot hom. Hulle kom tot hulle sinne oor waaroor dit werklik in die lewe gaan. En soms is dit eers ernstige siekte of 'n gesondheidsverlies dan, of finansiële verlies, of rou van 'n geliefde, of iets wat skielik in hulle lewe gebeur het, wat hulle nooit voorsien het nie, dan kom hulle tot hulle sinne. Dis partykeer die enigste manier wanneer party mense sal luister. As God toelaat dat daai dinge in hulle lewe gebeur. Ons almal ken die storie van Lukas 15 vers 17 oor die verlore seun. Ek bedoel, alles was goed by die huis, sy goed gepak, sy deel gevat, alles in geld omgesit, getrek na verland. Julle ken almal die storie, Lukas 15. En hy daar alles gaan deurbring met die hoere en die prostituie en sy spandabelrige lewe. En toe hy klaar is en hol is set en dan, toe sit hy daar by die varke, eet pele, wel hy's lus om te eet die pele, want die Bybel sê, hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. So hy kyk na die kos wat varke eet, en hy wens hy het daai kos gehad om te eet vir homself. En toe lees ons in vers 17 van Lukas 15, daar staan, en hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Hy het tot homself gekom. Partykeer moet eers iets met jou gebeur dat jy tot jou sinne kom. Tot jy vir jouself afvra, waaroor gaan dit in die lewe? Nou ek weet, Hebreërs 12 sê, God tugtig sy seuns, sy kinders, omdat hy ons lief het. So, ja, daar is die tugtiging wat ons almal deelagtig is, want die Bybel, en jy kan dit mooi gaan lees in Hebreërs 12 vers 5 en 6, ek wil dit nou nie vir jou lees, maar jy kan dit rustig gaan lees in jou eie tyd, maar hy tugtig die wat hy lief het, soos 'n vader sy kinders, om hulle in lyn te hou. En nou vra jy my nou, wat sê jy nou vir ons oor klaagliedere? Ek wil sê wat in Romeine 8 wil ek mee sluit, vers 28 staan, want vir my is dit seker maar die hoofopskrif vir Jeremia op hierdie stadium. As ek kon, as ek nou vir Jeremia kon gelees, en sê het Jeremia, daar's 'n woord, maar dit moet eers maar later jare kom, lank na Jeremia, maar ek sou vir hom gesê het, as ek daar by hom gaan sit het langs die noordelike muur van Jerusalem, waar hy gesit en huil het, dan sou ek vir hom seker gesê het, Jeremia, weet jy daar staan in Romeine 8 vers 28, natuurlik, dit moes nou eers later jare gekom, maar as ek dit nou kon die storie omgedraai het, dan sou ek vir hom gesê het, Jeremia, daar staan geskrywe, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, sê, Jeremia, die Here het 'n plan, dis nog nie die einde nie. Hy is Jahwe, alhoewel jy praat van hom as Adonai, hy is nog steeds die verbondsgod, glo vir my Jeremia, al voel dit nie vir jou so nie, God is nou, hy bly die verbondsgod, want vriende, ek het vir jou goeie nuus, ek het die storie tot die einde toe gelees, en my Bybel wys vir my, ek ken die einde van die storie, want ek het die laaste bladsy gelees, die laaste bladsy vertel vir my, van die nuwe Jerusalem, Jerusalem, gaan 'n nuwe Jerusalem kry eendag,
En Jesus gaan in Nuwe Jerusalem woon. En ek en jy gaan daar woon. So Jeremia, jy sit nou en huil oor Jerusalem. Maar daar kom nog 'n Jerusalem. Hy sal weer opstaan. God sal sy verbond hou. Die Here gaan 'n nuwe verbond sluit. So vriende, ek wil ook vir jou sê, al voel dit vir jou partykeer jou wiele kom af. En dan voel dit vir jou partykeer, maar waarmee is die Here nou in my lewe besig? Kom die dinge nie by mekaar nie. Dan wil ek nog steeds sê, vir hulle wat God liefhet, alles werk ten goeie mee op die einde. Ek weet dit lyk nie nou so nie. Maar die dag wanneer jy tot jouself gekom het, tot inkeer, 'n sinsverandering, en jy sien, die blare het afgeval, en daar is die neste, en jy het nou bely, en het met die Here uitgesort, dan sal jy weet, dat die Here het jou nie gelos nie. So ek wil vir jou vra, glo jy, dat alles ten goeie meewerk, vir hulle, wat die Here liefhet? Dan beteken dit, God sal op die uiteinde, sy plan, in jou lewe, en in my lewe, gaan hy volbring. Al voel dit partykeer, of die wiele het afgekom, of al voel dit partykeer, die karre tot stilstand gekom, ons lewe tot stilstand gekom, God is nog steeds daar. Jeremia, die Here het onderneem, hy gaan onderneem, en hy sal onderneem. Daar is toe weer 'n tempel gebou, hy is vernietig. Jeremia, daar kom weer 'n tempel, en Jesus gaan 'n tempel bou, en daar kom nog die nuwe Jerusalem. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die kosbare woord, en dat ons, hoe u gedeel het, met die mense van Jerusalem, met die volk Israel, kan sien hoe deel u ook met ons. Want u is dieselfde God, u is nie 'n ander God nie, dis dieselfde God, die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Here, ons wil vanaand eerder tot ons sinne kom. Ons wil nie u evangelie ongehoorsaam wees nie. Ons wil nie wag tot u met vuur en vlam kom, met 'n ewige straf, vir hulle wat hoon en spot, en hulle rug draai, op die evangelie van u seun, wat geween het oor die stad, en gesê het, ek bring vir julle vrede, maar julle is te blind, julle kinders gaan verpletter word, julle vrouens gaan vernietig word. Ween oor julle self. O Here, vreeslik moet dit wees, om in die hande van 'n lewende God te val. Vader, ons wil nie eers dink, hoe dit moet wees, om aan die verkeerde kant te kom van God nie. Maar ons wil u ontmoet deur Jesus, wat 'n nuwe en 'n lewende weg vir ons oopgemaak het, deur die voorhangsel heen. Dankie Here, dankie Here. Here, en u woord wat sê, alles werk ten goeie mee. Dankie dat u vir ons 'n plan het. Here, en as ons blind is, as daar by ons blindheid is, as daar soveel blare aan die boom is, dat ons nie die neste kan sien, van sonde, of van rebellie, of ongehoorsaamheid in ons hart. Here, wys dit vir ons, asseblief Here, wys dit vir ons betyds, sodat ons lewe gereinig kan word. Die woord sê, reinig julle self, soos hy rein is, in 1 Johannes 3 vers 3. Here, ons wil ons harte voor u oopmaak. Ons wil sê, Here, u ken ons harte, u weet dat ons u lief het. Here, en as daar by ons 'n weg is van smart, soos wat Spreuke sê, lei ons dan op die ewige weg. Wys ons, Here, as daar iets is wat u nie behaag nie, sodat ons die regte pad kan stap. Ons bid dit, Vader, in die wonderlike naam van Jesus Christus. En al sy kinders sê, Amen. Amen.